Geliefdes, ons hoor die Here in Jesaja 55 vers 1 waar hy sê, kom almal wat dors is, kom na die water toe. In the Passion Translation sê hy, everyone come to the waters, drink deeply of the free-flowing streams. So broers en susters, op hierdie 13de Sondag van Koninkrykstyd vandag, waar ons as gemeente ook saam nagmaal vier, onthou ons dat in God se koninkryk is dit soos lewende water, wat vloei en wat lewe bring. So daarom nooi die Here ons vanoggend as mense hier in die kerkgebou, maar ook as aanlyn kykers, om na hom toe te kom. As iemand dors het, sê hy, kom na my toe en kom drink. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, in hierdie koninkrykstyd, leer U ons om te leef as burgers van U koninkryk. Laat ons gesonde harte dan ook oorloop van U liefde en U vrede. Amen. Broers, ons gaan by hierdie geleentheid uit die Here se woord saam lees, Johannes hoofstuk 7. Johannes hoofstuk 7, en dan onthou ons natuurlik ons Spreuke 4 vers 23 teks as onderbou. Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. So by geleentheid het Jesus hieroor gepraat, in Johannes 7 vers 37, en ons sê vir mekaar die volgende, as ons hoor wat Jesus sê. Op die laaste dag, die groot dag van die Hittefees, het Jesus daar gestaan en let wel uitgeroep, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Hiermee het hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in hom kom, sou die Gees ontvang. Die Gees was nog nie uitgestort nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie. Tot sover ons skriflesing in hierdie oggend. Vriende, ons was die afgelope 5 weke besig met die tema 'n gesonde hart. Dit gaan oor 'n gelowige hart, uiteindelik 'n nederige hart, 'n sagte hart van aanbidding, 'n rein, suiwer, skoon, gewaste hart. En vandag kom ons by die uiteinde daarvan. Volgende week gaan ons tog 'n bietjie so 'n saamvat praat oor die aanbidding. Ek het julle beloof ons sal praat oor die verskillende betekenisse in Afrikaans van aanbidding, maar uiteindelik as 'n hart van aanbidding. Maar vandag kom ons by die natuurlike, dat 'n hart wat vol is, 'n hart wat gesond is 'n hart wat uiteindelik oorloop. En ons het Jesus dit oor sê, hy het dit inteendeel hard uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. En hy terselfdertyd in vers 38 het hy gesê, wie in my glo, strome van lewende water sal uit sy haar binneste vloei. Wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons 'n gesonde hart is 'n hart wat nie leeg is nie. As die Heilige Gees daarin werk, want dis wat vers 39 na verwys, en ons in die tyd leef na die uitstorting van die Gees, sê ons doodeenvoudig vir mekaar, as die Gees in ons werk, sal strome lewende water uit ons binneste vloei. Nou party mense sê, dit kan selfs opborrel beteken, fonteine wat spontaan opborrel uit die grond uit, iets waaroor ons geen beheer het nie. So wanneer die Gees in hierdie hart werk, dan vloei die strome lewende water, dan borrel dit op, dit vloei oor, dit loop oor, dis oorvloedig,
ek kan dit nie vir myself hou. Inteendeel, ek het 'n goeie kans om te verdrink as ek nie die strome laat vloei nie. Terselfdertyd kan dit weer 'n siek hart word as ek dit inhou en terughou en vir myself hou. En naderhand sit ek dalk, soos ons in die ou dae gepraat het, met water wat oor my hart stoot, omdat ek dit nie gedeel het nie. Het ek geestelike hartversaking, sit ek dalk met 'n vergrote hart, omdat ek nie die water wat ek ontvang het, laat gaan het nie. Het is baie belangrik om te luister na Jesus as hy praat hier, want hy sê, as iemand dors het, ek wil hê jy moet hoor oor die woordjie dors, dan sê hy, as iemand dors het, laat hom na my toe kom. Met ander woorde, dors praat oor iets van 'n intense dors, uitgedroog. Julle sal onthou in een van die Sondae het ons mekaar die prentjie gewys, die 3, die hart van klip, en dan uiteindelik dat daar 'n spons was, en dat 'n spons kan uitdroog as hy te lank in die son lê, maar dat hy gevoed word deur water sodat hy sag bly en sodat hy ook kan deel. So baie belangrik is dat Jesus sê, daar is by ons 'n intense dors. As iemand hierdie intense dors in sy binneste beleef, as jy uitgedroog is, kom na my toe. Message sê, if anyone thirsts, let him come to me and drink. Die Engelse woord speel lekker, thirsty. Hy thirst moet gevoed word. Hy moet versorg word. En ek en jy moet vir mekaar sê, ons moet onthou, krities belangrik. Jesus begin met ons leë harte. Hy moes eers, het ons vir mekaar sê, geestelike hartoorplanting doen, ons harte skoon en heel maak, en nou begin hy dit stadig, maar seker volmaak. Hy begin met 'n leë hart, hy werk hom op, geleidelik maak hy hom vol. So wat sê 'n gesonde hart? 'n Gesonde hart sê telkens, ek het dors. 'n Gesonde hart sê telkens, vul my al meer. My gebreekte kruik, vul my, maak my vol, sodat ek kan oorloop, sodat ek kan gee. Vra vir Martin, wat hoeveel kamerads het klaar gemaak het. As 'n ou die waterstasie sien hier aan die einde, as jy klaar is daar 'n dors, 'n intense dors in jou binneste, wat maak dat jy vir die watertafel hardloop, en jy kan nie daai dors ignoreer nie. Jy moet op daai stadium die vloeistof inneem, anders dehydreer jy. Hulle vat op die pad genoeg water in, maar hier teen die einde is dit net nodig dat jy water drink. Jy kan dit nie uitstel nie. En dis wat Jesus doen, hy sê, kom, ek nooi jou om hierdie dors te kom les. Wat sê hy? Hy sê, as jy dors is, kom drink. Belangrik vir ons gesondheid. Nou praat ek sommer gesondheid in die algemeen. Ons moet genoeg water drink. Genoeg water drink. Hoekom? Maar ons 'n paar organe in ons lywe wat oppak as ons nie genoeg water drink nie. Party van ons moet pilletjies drink om te help dat ons van die water ontslae raak. Maar daar's party van ons wat te min water inneem. So Jesus sê, as jy dors is, kom drink. En die Grieks hier help ons om te sê, dis 'n aanhoudende drink. Dis 'n voortdurende drink. Dis hou aan om jou dors te les.
Wat hoor ons? Ons hoor iets van 'n ritme. Dis nodig dat ek gereeld water drink. Wat sê die dokters? 1 liter 'n dag, 2 liter 'n dag, 3 liter 'n dag. So, water is belangrik. As jy dors is, drink dit. En partykeer, vir die van ons se gesondheid, praat nou klink soos van die dokters, drink in elk geval water, of jy dors is of nie, of jy van water hou of nie, is goed vir jou lyf. Doen dit net. Jammer as jy nou sekere plekke in jou huis meer gereeld moet besoek, maar dit beteken jou lyf word skoon gewas. So drink jou water. Nie net jou kraanwater nie, maar jou geestelike water. Nou weet ek, hierdie voorbeeld van my kan julle my op uithaal en sê, okay, maar kom ons gaan en ons probeer dit. 'n Potplant, wat eenmaal 'n maand water kry, gaan doodgaan. Hy gaan nie oorleef nie. Nou weet ek, julle gaan dadelik versê, maar daar is sekere plante wat net 1 keer 'n maand hoef nat gegooi te word. Dan is hulle okay. Nou skus, jy's nie so 'n potplant nie. Jy's nie 'n potplant wat eenmaal 'n maand kan water drink nie. Jy's ook nie 'n potplant wat eenmaal 'n maand in 'n kerk erediens kom sit en dan jy jou water vir die maand gekry nie. 'n Plant kry daagliks water. Vir 'n plant om te groei, te floreer, groen, sterk, gesond te wees, elke dag. Al is dit dan 2 of 3 druppels. Slim mense weet wat die fancy plante moet kry. Maar dit gaan oor my hart ook so. Ek kan hom nie uitdroog en dan hom op 'n Sondag gou vlad vir die week en dan teen volgende Saterdag dan lyk jy soos iemand wat die Comrades gehardloop het en nie water gedrink het nie. Of jy moet rehydrate drink, of jy lê en hulle moet 'n drip opsit sodat hulle jou kan herhydreer, hydreer, want jy's gedehydreer. So dis krities belangrik. Drink. Dors. Drink. Hoekom? Want ek en jy het 'n hart. Of as ons partykeer kwaai is met mekaar, of ons sê dalk bietjie goeters wat so bietjie persoonlik en geniepsig is, dan sê ons mekaar, jy moet dan net onthou, ek het 'n binneste ook. Nou, ek kan nou vir jou sê, dit gaan oor ons binneste ook. Strome lewende water sal uit julle binneste vloei. Dit beteken hier, uit die diepste kern van jou lewe. Hoor julle Spreuke 4, wat sê, wees veral versigtig want met in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Hoor vandag, jou hart is jou diepste kern, dis jou binneste. En Jesus sê, as jy dors het, en jy het water gedrink, dan gaan uit hierdie binneste strome lewende water vloei. Ek wil hê met hoor, hy sê lewende water. Nie vrot water nie, nie vuil water nie, want wat sê die Afrikaanse spreekwoord? Waarvan die hart vol is, loop die mond oor. Ons gaan nou 'n bietjie praat oor wat se strome kan daar uitloop. Of verskriklik belangrik. Hier uit jou binneste uit. Engelse vertalings praat van riviere wat hier uit jou binneste uit gaan vloei. Een sê nou nog 'n message sê it will spill out of the depths. So dis uit die dieptes uit. Dis weer eens die kern, die binneste. Die Passion sê it will burst from within him. So Jesus sê uit jou diepste kern sal daar borrelend onder leiding van die Gees strome lewende water vloei. Praktiese voorbeeld.
'n fontein of 'n boorgat tap nie oppervlakkig nie. Dit kom uit die diepte uit. Fontein en 'n boorgat tap uit die diepte uit. Nie oppervlakkig nie, dis hoekom, dis my en jou hart. Kern, diep. Gees se lewe vloei van diep uit my binneste. En dan kom ons sê gou vir mekaar die Spreuke 4:23 teks, daai hart. Die woord wat daar gebruik word is leb, L-E-B, leb. Dis nou maar in ons taal gespel. Nou daaruit hoor ek iets by die Duitsers, dalk ook by die Nederlanders. Leben, lewe. So uit jou hart uit vloei daar lewe. Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou lewe. Die interessante, die 2020 Afrikaanse vertaling sê hieroor, want daaruit spruit die lewe. Jou hart, jou binnekant. Message sê, that's where life starts. Passion sê, guard the affections of your heart. Hoor hierdie ongelooflike mooi. From there flows the wellspring of life. So nou wil ek hê jy moet hoor, daar moet strome lewende water uit jou binneste uitvloei. Excuse my Engels, jou hart is 'n wellspring. Ek gee vir my dadelik sê die vrou by die put, so dis 'n put, fontein, jy kan besluit wat jy wil. Al wat ek vir jou sê is, dis 'n fontein waaruit daar lewende water moet vloei. En jou hart is die bron. Binne gebeur dit vloei na buite toe. Belangrik. Hoor hom. 'n rivier se oorsprong is 9 uit die 10 gevalle bo in die berge. As dit skoon is, kan almal van waar sy oorsprong is, tot op die laagste punt, skoon water drink. Maar as een ou iewers in die stroom af dit besoedel, dan benadeel dit die res tot aan die uiteinde. Dan is dit vuil, modder, water. Strome, lewende water, sal uit julle binneste uitvloei. Nie besoedelde water nie. Alles ondertoe is besoedel afwaarts, is dit vergiftig. Selfe geld in jou hart. Wat raak jy kwyt? Hoe praat jy met jouself? Wat is die goed waarmee jy jouself voed? Waarmee jy hierdie hart voed? Is dit gesond? Is dit opbouend? Of sit jy op 'n plek en jouself kry dan uit die gif so gespig? Lyk jy soos jy van daai koolruitjies wat se koppie so gaan. Wat vloei uit jou binneste uit? Wat is dit wat jy vir mense gee? En vriende, dis hoekom ons vandag by mekaar is. As 'n geloofsgemeenskap. Want wat moet ons vir mekaar sê? Natuurlik is daar plekke waar my en jou individuele stroom moet vloei. Maar uiteindelik is 'n gemeente ook 'n hart wat oorloop. So dis nie net individueel nie. Dis gesamentlik. Ons is 'n gemeenskap wat oorloop. Ons is 'n kanaal
van lewende water. Daarom is ons aan die nagmaalstafel, ons het vandag, en ons moet dink oor ons gemeente, dan moet ons vir mekaar sê, maar, hoe lyk ons hart? Hoe lyk ons gemeentehart? Is dit strome lewende water, wat uit ons binneste vloei, die kern van ons gemeente, of is ons besig met besoedeling? So is nie net individueel, dis korporatief, dis saam. En dan dink ek aan Jesus wat water gekry het, God van Jakob, by die put van Jakob, waar die vrou by die put in Johannes 4 geskep het. En dan moet ons vir mekaar sê, ons ken dit nou nie so nie, maar ek dink het ons voel dit net bietjie anderster. Ons is gewoond aan krane oopdraai en ons al water, of nie. Ek dink ons kan dit eenvoudig vergelyk met ek en jy wat gewoond is om die kraan op te draai en ons al water. En as al water is almal gelukkig. As hy nie water is nie, dan is ons ontstel. So wat is 'n gemeente? 'n Gemeente is 'n gemeenskapsput in 'n dorpie. As dit vol is, het almal water. Maar as dit opdroog, dan ly almal. En so gaan dit in gemeente. Ek sien mos nou as ons liewe Mogali se watertrokke hier voor die kerksaal kom staan, en die gemeenskap hier uitstorm, want die diens waarvoor hulle betaal, lewer nie die water wat hulle moet kry nie, en hulle moet met emmertjies en elke hol ding wat hulle in die hande kan kry, moet hulle kom water skep. En dan is daar 'n punt wat die bestuurder moet sê, maar die water is klaar. Mag dit nooit so wees van ons gemeente nie. Mag ons nooit opdroog nie. Mag ons lewegewende water gee. So ek jou nooi hierdie week, as julle van môre af die WhatsApp skry, dan gaan ek julle help elke dag om hierdie in te oefen. Terwyl van 'n kort teks en 'n gebed, sodat jy kan onthou, hierdie bron hou aan vloei, jy steeds daar buite in die wêreld die een wat geroep is om water te gee. Koppie, koue water, strome, lewende water, gesonde water. Kom ek gee vir jou tyd om jouself in te stel vir die gebruik van die nagmaal, deur stil te word en met die Here te praat. Amen. Vriende, by die nagmaal vanoggend nooi die Here Jesus ons. En hy sê, kom na my toe en eet en drink. By hierdie tafel het ons die tekens van sy oorvloedige liefde.
Ons het die teken van brood. Brood wat ons breek en brood wat ons uitdeel om ons te herinner aan Jesus se liggaam wat gebreek is. So neem vandag en eet uiteindelik uit die oorvloed van die vrug van Christus se dood. Maar terselfdertyd sien ek en jy vanoggend die wyn. Wyn wat gegooi word vanuit 'n beker in 'n ander beker en jy sien hoe dit vloei, jy sien hoe dit stroom. En ek en jy kry die geleentheid om vanoggend te drink van hierdie strome lewende water wat die Here Jesus Christus met ons deel. Maar ek wil tog vir jou iets wys. Jy gaan nie brood eet en wyn drink om jouself te versadig. Ek kan in elk geval nie dink dat 'n blokkie brood en 'n slukkie wyn jou versadig gaan maak nie. Maar dit is dalk net die blokkie brood en die slukkie wyn wat jou vanoggend vol genoeg maak dat jy kan gaan oorloop. Wat gaan gebeur in hierdie wêreld? Dis ek en jy. Dis wat ons geroep word. Is om te gaan oorloop. Ek gaan net nou 'n slukkie moet vat, anders mors ek verder. So gebruik vanoggend die nagmaal. En onthou, dis nie vir jouself nie. Dis ook daar dat jy kan oorloop, dat jy ander kan voed. Ek groet ons aanlyn kykers. Tot volgende week. Totsiens.